Ek het in 1999 met dwelms begin eksperimenteer. Ek het onskuldig sonder om eintlik eers te weet wat dit is, my eerste ecstasy-pil gesluk. Ek het gaan studeer na skool. Ek het opgeskop. Ek het 'n studentenlening gehad wat ek moes terugbetaal en het by die Spur & Springs begin werk. Daar het ek vriende geraak met 'n ou wat 'n dwelmhandelaar was, wat weggekom het van Pretoria af en saam met hom my eerste pil gesluk, myself beloof ek sal nooit kokaine gebruik nie. Nadat ek my eerste lyn kokaine gesnyf het, het ek vir myself gesê ek sal nooit inspuit nie en ek het op 'n partytjie by die verkeerde ouens gemeng en daar was naalde by betrokke gewees en ek het vir die eerste keer ingespuit. Dit was die begin van 'n downward spiral in my lewe gewees en ek het net meer en meer en dieper in dwelms ingegaan. Ek het begin van laas jaar het ek my werk verloor. Ek het 'n suksesvolle corporate loopbaan gehad. Ek het my werk verloor, ek het alles verloor, die bank het my kar gevat. En my maale het van Walking with Winners op die televisie gesien. Daar was 'n ou wat sy getuienis gegee het en ek het die 3 Oktober hiernatoe gekom en ek kan sê die Here het my hele lewe verander. Ek het baie dinge in die wêreld verloor, maar ek het God gevind en ek kan werklik waar sê dat deur 'n dwelmverslawing, die enige moeilike tye is die enigste hoop die Here Jesus Christus. Hy is my redding gewees en ek kan jou waarborg hy gaan jou redding wees. En nadat my maale uitgevind het van Walking with Winners op die program, het dit definitief my lewe verander en ek wil julle net uitdaag, gee die Here 'n kans. Ek het alles anders probeer en niks anders het gewerk nie, maar God het werklik waar in my lewe deurgekom en hy het my nooit teleurgestel nie. Wat verander het in my lewe is my verhouding met my familie het definitief verbeter. Ek het wel 'n vriend in die dood afgestaan 13 Februarie laas jaar en dit kon net sowel ek gewees het. So voordat dit te laat is, wil ek uitroep na julle toe en steek jou hand op en vra vir hulp. Dit is moeilik aan die begin, maar die Here is werklik waar daar en hy laat jou nooit in die steek nie. Hy sê I will never leave you nor forsake you. So al wat ek kan sê is roep uit vir hulp, is nooit te laat nie.